Goeiedag en welkom by In en Om Jacaranda. So, ons gaan vandag saam Tannie Riet om te kyk met watse besigheid gesels sy vandag. Môre Engelie, ek is so bly ek kan 'n bietjie hier by jou kuier in hierdie lekker skepende omgewing. Dit laat 'n mens sommer lus voel om vir die dag. Ja, môre, baie dankie dat jy by my draai kom maak. Het baie welkom hier by my. Baie dankie. So dis Engelie de Klerk by wie ek kuier vanoggend en haar besigheid se naam is Perfect Touch. Dis reg. So julle kan nou dink Perfect Touch, sy het die perfekte aanvoeling en sy weet presies wat om te doen. Maar ek is nogal geïnteresseerd om te hoor, wat doen jy alles? Wie is jou kliënte? En dan kom ons hoor wat sê jy vir my. O, ek het nou maar al hierdie ou pragtige kraftgoedjies hierso wat elke ou kom koop nou maar sy eie ou ietsiekie wat hy nou weer meer kreatief wil wees. So hy kom koop either 'n teeltjie of 'n verfie of iets en dan gaan hy maak sy eie produk by die huis. Ek het die meeste van my kliëntebasis is mense in my area. So en ek het gereelde kliënte. Hulle kom altyd terug vir nog 'n ietsie of 'n mooi servetjie of hulle kort 'n kwassie vandag of 'n mooi decoupage papiertjie of iets, so hulle kom in en dan sê hulle vir my, hoorie, so ek het nou vandag lus om dit te doen. Ja. En dan baie keer kry ek ook mense wat sê ek weet nou nie regtig hoe om hierdie te doen nie. Kan jy gou-gou vir my wys? So dan het ons so gou-gou vinnige klassietjie wat ons deurhardloop en dan wys ek gou vir hulle om die produk te gebruik. En dan kom hulle altyd terug met 'n fotootjie of twee. So ek het baie oulike kliënte in my area hier. Ja, so jy kry baie terugvoer van jou mense. Ek kry terugvoer en foto's. Hulle is baie lief om vir my hulle foto's te kom wys of hulle produk self te kom wys wat hulle gemaak het. Ja. So en dit maak dit soveel interessanter as om net die produk hier op die rak te hê. Het ek ook nou die terugvoer om te sien hoe lyk die ding as hy nou klaar gemaak is. Bied jy ooit klasse aan, goedjies wat jy... Ek doen van tyd tot tyd, het ek op 'n stadium hier nou, is ek baie lief vir Bible journaling klasse, ons doen dit nou op 'n gereelde basis. Ja, ek het. Ja, so jy kry vir jouself so 'n pragtige joernaalbybel, wat dan nou plekkie het vir jou om te skryf en in te kleed. Ja. So ek verkoop ook die Bybel self. Dit is geweldig interessant. En dan het ek nou die pakkies wat jy nou aankoop en dan kan jy nou jou eie bladsy gaan versier. Is dit nie soos die Afrikaanse pakkies doen ek vir myself en dan het ek ook Engelse pakkies wat ek uitkoop en dan weer herverkoop. Ja. So die mense is baie mal daaroor, so ons sal op 'n Saterdag sit en dan het ons nou koek en tee en dan bou ons nou 'n Bybeljoernaaltjie. Is dit nou nie wonderlik? En die mense is mal daaroor. So daarvoor is ek baie lief. Ek doen baie graag Bybeljoernaalklasse en dan het ons nou al 'n paar decoupage klasse gedoen. Maar op hierdie stadium van die reis is daar te veel vakansie daar. So ek het so 'n bietjie afgeskaal nou tot na die vakansie verby is. Ja. En wat ek nou nogal gedink het, watse verskillende tegnieke of watse verskillende kunsvorme. Ek sien nou die teeltjies hier by my en ek het daar sulke velle gesien wat jy vir my gesê het, hulle gebruik dit vir decoupage. Ja, wat is al die tipe goed wat 'n mens kan doen met die produkte wat jy hier in jou winkel aanhou? Ja, eerste plek is nou soos die teelsmosaïek is nog steeds van baie jare terug af is dit nog steeds iets wat die mense voor baie mal is. Okay. Hulle doen dit baie graag en dan is dit nou die decoupage. Ons het vroeër jare altyd 'n ou papiertjie gevat en dan verf jy oor hom, dan skeer hy en dan begin jy maar weer. So nou is daar 'n nuwe produk wat eintlik nou al 'n paar jaar op die mark is. Ons noem dit 'n non-teer. So dit is 'n meer materialerige tipe ietsie. So jy gebruik hom nog steeds, jy decoupage jou prentjie en jy kan hom afskeer en jy kan hom mooi maak en jy kan hom versier met 'n stenseltjie en bietjie Stitex en dan seël jy hom, jy kan hom gebruik vir 'n mooi dingetjie of vir ietsie wat jy wil gebruik soos 'n skinkbord in jou huis. En so aan. En dan het ons ook nou natuurlik die servet decoupage wat nog altyd vir hulle baie groot treffer is. Die mense is baie lief om 'n servet te gebruik wat jy ook nou weer ietsie 'n produk 'n mooi ding kan maak of 'n dingetjie wat jy kan gebruik. Ek het ook 'n paar scrapbook goedjies, so die mense is baie lief vir scrapbooking nog steeds gewild. Dis nog steeds gewild en ek kan vir jou wys, ek het hier so 'n voorbeeldjie van hom ook. So hulle versier nou maar hulle ou papiertjies en dan sit hulle nou hulle fotootjies op soos wat hulle dit nou wil hê. En dan kom hy op die ou einde in 'n album. Yes, en dan vorm hy nou 'n bladsy in die album. 'n bladsy, ja. En so speel hy nou elke bladsy ietsie anders daarin. Ja, so hulle is baie lief daarvoor en dan het ek natuurlik mense wat baie lief is vir kaartjies maak. Ek het 'n groot groep kaartjiemakers.
hulle eie geskenk, soos Kersfees en Kersfeeskaartjies, soos ons in die verjaarsdag. vroeë jare by CNA Ja. whatever ou kaartjie gaan koop het, maak hulle eie kaartjies. Dis En jy kan nie oulik. glo nie, dis iets wat glad nie uitgesterf het nie. Dis interessant. So hulle stempel Ja. en stencil en Ja. ons sny papiertjies uit met ons scuttlebacks. Ja. So dit is ook 'n Wat baie is 'n lekker. skattelbak? Dit is 'n groot masjienkie wat jy kry met eystertjies in, wat jy dan nou jou papier opsit en dan sny jy nou vir jou 'n prentjie uit 'n blommetjie uit of whatever wat jy nou kan gebruik op jou kaartjie. So jy gaan nou 'n bietjie jou kaartjie met ink bietjie mooi maak en dan gaan jy nou jou papiertjies opplak, bietjie stencils opsit, Ja. mooi skryf. Ek het baie mense wat baie mooi skryf met kalligrafie, so hulle skryf baie graag hulle eie kaartjies en dan deel hulle kaartjies uit. Dis nie iets wat hulle meer regtig verkoop nie. Nee. Jy kry tog op die markte 'n paar Maak mense eintlik wat hulle dit eie doen. geskenkies, Ja, maar hulle deel graag hulle kaartjies Ja, uit. So nee. hulle deel hulle kreatiwiteit vir al die dametjies in die kerk. O. Hulle is baie lief om vir hulle mede-kerkmense 'n Iets kaartjie te te maak. gee. Ja. Ag, dis kry jy jong mense of is dit net ouer mense of wie is jou kliënt? Ek het van kinders tot ouer mense. My groot kliëntebasis sal ek sê is so tussen 30 en 50 jaar oud. Hulle is meer die rustiger tipes. Ja. Die jong mense van vandag hardloop maar baie rond. Ja. So hulle is nie so baie daarin nie, alhoewel hulle weer baie goedjies maak om te verkoop. O, ek So hulle is daai markmense. Ja. Maar die ouer mense doen dit vir hulle self en dan sit hulle natuurlik met hierdie hordes goeders dan nie meer weet wat om te doen nie en so deel hulle nou maar uit vir Kersfees of verjaarsdae of so ietsie. Interessant. Ja. Engelie, wanneer het jy begin met jou besigheid? Ek het 2 jaar terug se Februarie begin. En dit gaan net beter elke dag. Ag, Ek was voor dit was ek my man se besigheid wat ons daar 'n bietjie het ek sy admin gedoen. En toe dit nou begin te min werk raak vir my, want ek het hom geleer, hy doen nou al bietjie van sy eie dinge, nee. Ja. So toe besluit ek nou, alraai, dit is nou bietjie tyd om iets vir myself te doen. Ja. So na hoeveel jaar het ek toe nou die winkeltjie het my pad gekom en nou doen ek dit vir myself. So ek doen dit vir dis die liefde lekker. daarvan. Ja, dis Ja. baie interessant. Ag, dis my wonderlik. Hoeveel kry jy vervulling uit dit wat jy doen? Is dit vir jou Jy lekker? verstaan nie, dis verskriklik lekker. Elke itempie wat jy maak, elke dingetjie wat jy klaar het, dit is so lekker. Ja. Nee, dit is die heerlikste ding om te doen, hoor. Ou wat nie kreatief is nie, moet regtig kom leer. O, al kan ek nou nie 2 goedjies inklee nie, kan ek hiernatoe kom en dan gaan ek so begeesterd raak. Ek gaan sommer skepings en goed kan begin Jy gaan doen. enige ding doen as ek klaar is met jou. Nou hoor. ja, toe, ek ja. sal moet kom probeer dat ek Ja, ook wat jy iets hoef doen. nie kunstig te wees nie, so jy hoef nie 'n skildery te kan doen om kreatief te wees nie. Ja. Daar's 2 groot verskille tussen hierdie. Kunstige mense maak skilderye en hulle maak die mooiste goeders, maar ons doen weer ander goeders. Ag, dis wonderlik. Ag, maar baie dankie Engelie, ek waardeer dit. Is daar enige iets ekstra wat jy wil sê oor jou besigheid? Voel jy ons het alles gedek? Ek dink ons het alles gedek. Goed. Ja, Baie dit dankie was- dat jy met my gedeel het wat die wonderlike goed wat jy hier doen en dis so lekker. Ou sommer lus en koop gou 'n paar goed en gaan huis toe en gaan doen 'n paar goed. gaan maak 'n paar Ja, goedjies. baie Ag dankie. nee, baie dankie dat jy hiernatoe gekom het. Ek waardeer dit regtig. Dankie Engelie, Ja, hoor. sy. Sukses vir jou vorentoe. Baie dankie. Dankie.